Jy vind ons skriflesing dan vanoggend in 1 Samuel 20. Ons gaan saam lees 1 Samuel 20. Ons gaan 'n paar verse lees, 'n paar oorslaan en dan weer saam met mekaar lees uit hierdie hoofstuk. Dit is 'n hoofstuk waar Dawid en Jonatan van mekaar geskei word. 1 Samuel 20. Dawid is gesalf as koning, terwyl daar 'n ander koning is, en die ander koning, Saul, is nie tevrede daarmee nie, en buiten vir die feit dat Dawid Saul se koningskap bedreig Dawid nou ook Jonatan se koningskap, en Saul wil nou veg vir sy seun se koningskap. So ons lees 1 Samuel 20. Toe het Dawid gevlug uit Najot by Rama, en hy het by Jonatan gekom en gevra, wat het ek gedoen? Wat is my misdaad? En wat is my sonde voor jou vader, dat hy my lewe soek? Maar hy sê vir hom, volstrek nie, jy sal nie sterwe nie. Kyk, my vader doen geen ding, klein of groot, sonder om dit aan my te openbaar nie. Waarom sou my vader dan hierdie saak vir my wegsteek? Dit is nie so nie. Toe sweer Dawid verder en sê, jou vader weet baie goed, dat ek guns in jou oë gevind het. Daarom het hy gedink, laat Jonatan dit nie weet nie, anders word hy bedroef. Maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En Jonatan het Dawid geantwoord, wat jy begeer, sal ek vir jou doen. Toe sê Dawid vir Jonatan, kyk, môre is dit nuwe maan, en ek moet sekerlik met die koning saam aansit om te eet. Maar laat my gaan, dat ek my wegsteek in die veld tot oor môre aand. As jou vader my inderdaad mis, moet jy sê, Dawid het my dringend verlof gevra om gou na sy stad Bethlehem te loop, want daar is die jaarlikse offer vir die hele geslag. As hy so sê, goed, dan is jou dienaar veilig. Maar as hy baie kwaad word, weet dan dat die onheil van sy kant vasbesluit is. Bewys dan guns aan jou dienaar, want jy het jou dienaar met jou saam in 'n verbond van die Here gebring. Maar as daar by my 'n misdaad is, maak jy my dan self dood. Waarom tog sou jy my na jou vader bring? Toe sê Jonatan, moenie so dink nie, want as ek sekerlik bemerk dat die onheil van my vader se kant vasbesluit is om oor jou te kom, sou ek jou dit dan nie te kenne gee nie? En Dawid het Jonatan gevra, wie sal my dit te kenne gee, of jou vader jou miskien 'n harde antwoord gee? Nou verder lees ons dat hulle 'n verbond met mekaar sluit, dat hulle mekaar sal ondersteun en dat hulle uitkoms sal gee. Jonatan sal vir Dawid sê as sy pa iets kwaad teenoor hom doen. So nou lees ons in vers 16, so het Jonatan dan 'n verbond gesluit met die huis van Dawid, en die Here het dit geëis van die hand van Dawid se vyande. En Jonatan het Dawid weer laat sweer by sy liefde vir hom, want hy het hom liefgehad met 'n liefde van sy siel. Nou lees ons dan vers 18. Verder het Jonatan vir hom gesê, môre is dit nuwe maan, en jy sal gemis word, want jou sitplek sal leeg wees. Maar ooremôre moet jy sekerlik afkom en gaan na die plek waar jy jou op die werkdag weggesteek het, en jy moet langs die klipesel gaan sit. Dan sal ek 3 pyle aan die kant daarvan skiet, asof ek na 'n teiken skiet. En kyk, ek sal die dienaar stuur en sê, gaan soek die pyle. As ek uitdruklik aan die dienaar sê, daar is die pyle van jou af, dus kan toe, bring dit, dan kan jy maar kom, want jy is veilig, en daar is niks nie, so waar as die Here leef. Maar as ek so aan die jongman sê,
daar lê die pile van jou af verder, gaan dan weg, want die Here stuur jou weg. En wat die saak aangaan, wat ons bespreek het, ek en jy, kyk, die Here is tussen my en jou tot in ewigheid. Daarop het Dawid hom in die veld weggesteek. En toe dit nuwe maan was, gaan die koning aan die maaltyd sit om te eet. Die koning het op sy sitplek gaan sit, soos die vorige kere, op die sitplek teen die muur. En Jonathan het opgestaan en Abner het langs Saul gaan sit, maar Dawid se plek was leeg. En Saul het die dag niks gepraat nie, want hy het gedink, daar is iets met hom gebeur, dat hy nie rein is nie. Waarlik, hy is nie rein nie. Maar, toe op die volgende, die tweede dag na die nuwe maan, Dawid se plek leeg was, sê Saul vir sy seun Jonathan, waarom kom die seun van Isaai gister sowel as vandag nie na die maaltyd nie? En Jonathan het Saul geantwoord, Dawid het my dringend verlof gevra na Bethlehem toe, en gesê, laat my tog gaan, want ons het 'n familieoffer in die stad, en my broer self het my laat roep. As ek dan nou guns in jou oë gevind het, laat my tog heen gaan om my broers te besoek. Daarom het hy nie aan die koning se tafel kom sit nie. Toe ontvlam die toorn van Saul teen Jonathan, en hy sê vir hom, jou ontaarde wederstrewige seun, weet ek nie dat jy die seun van Isaai verkies tot jou skande en tot skande van jou moeder se naaktheid nie? Want al die dae dat die seun van Isaai op die aarde lewe, sal jy en jou koningskap nie bestendig word nie. Stuur dan nou en bring hom na my, want hy moet sterwe. En Jonathan het sy vader Saul geantwoord en vir hom gesê, waarom moet hy gedood word? Wat het hy gedoen? Daarop gooi Saul die spies na hom om hom te tref. Toe Jonathan dan merk dat dit van sy vader se kant vasbesluit was om Dawid dood te maak, staan Jonathan op van die tafel in gloeiende toorn, en hy het geen brood geëet op die tweede dag van die nuwe maan nie, want hy was bedroef oor Dawid, omdat sy vader hom smadelik bejeen het. Net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Vriende, daar is net 3 verse wat ek weer wil herhaal, om vir ons by die tema uit te bring, en dit is vers 27, wat sê, maar toe op die volgende dag, die tweede dag na die nuwe maan, Dawid se plek leeg was. Sê Saul vir sy seun Jonathan, waarom kom die seun van Isaai gister, sowel as vandag nie, na die maaltyd nie? En dan vers 18, en jy sal gemis word, want jou sitplek sal leeg wees. Vers 25, maar Dawid se plek was leeg. Dit bring ons by hierdie onderwerp, hierdie tema vandag, die leesstoel by die maaltyd. En soos Jonathan gesê het, Dawid sal gemis word by die maaltyd, so het dit gebeur. Aanvanklik het Saul gesien dat Dawid nie daar is nie, en hy het eers gedink, wel, dalk is Dawid onrein en hy kom nie tafel toe vandag nie. Maar die tweede dag, toe Dawid weer nie opdaag vir ete nie, toe weet Saul, daar is 'n slang in die gras. En iets is nie reg nie. Die sitplek wat leeg was, het met Saul gepraat. En jy sien, dis baie belangrik om net vir 'n oomblik daaraan te dink, dat 'n leesstoel by 'n maaltydsgeleentheid met iemand gepraat het. Saul, wat reeds ver weg van die stem van die Here was, het tog die boodskap van 'n leesstoel verstaan en wat dit beteken het. En jy sien, as ons vir 'n oomblik net daaraan dink dat God met 'n mens wil praat, dat hy sy woord gegee het om met ons te praat. Dikwels sê mense, maar God praat nie met my nie. My vriende, die Bybel is vir ons gegee dat God met ons kan praat. Maar dikwels as ons
nie hoor nie, dan gebruik die Here ander dinge om met ons te praat. Ons weet, die Bybel sê vir ons in Hebreërs 1 vers 1, dat God het op baie maniere met die mens gepraat, maar in hierdie laaste tyd praat hy met ons deur sy seun Jesus Christus. Die probleem is nie dat God nie praat nie, die probleem is dat ons nie hoor nie. Dit is die probleem, dat ons ore toe is vir die stem van die Here. Want God spreek op een, ja, op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie, sê Job 33 vers 14. En so deur die jare as God se stem na die mens toe kom en die mens luister nie, dan gebruik God ander maniere om met die mens te praat. Daar is Biliam, en Biliam luister nie na die stem van die Here nie. U kan dit in Numeri 22 lees, en uiteindelik staan die engel van die Here in die pad, en Biliam se hart is so verhard, hy is so afgestomp, hy het so koud geword, dat hy nie die engel van die Here in die pad sien staan nie, en dat 'n donkie se lippe losgemaak word, stembande voorgegee word, dat 'n donkie met Biliam moet praat, omdat Biliam se oë toe was, sy hart was verhard, en hy het nie die stem van die Here gehoor nie. Hy het sy eie pad geloop, en nie geweet, so Spreuke 16 vers 25 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood, en God kom staan in sy weg, wat vir hom reg lyk om te loop, en hy kom staan in die weg, en hy open 'n donkie se bek om te praat. Biliam blind, verhard, dat God 'n donkie moet gebruik. Daar is Petrus, vir 3 jaar loop hy saam met die Here, hy hoor die stem van die Here met hom praat, hy hoor, maar hy verstaan nie. Hy hoor, maar dis asof hy nie luister nie. Daar word gedurig met hom gepraat, maar Petrus is so selfvoldaan, Petrus is so vol van homself, dat hy nie die stem van die Here hoor nie. Alhoewel God direk in die Here Jesus Christus met hom praat, hoor hy nie. Maar toe 'n haan kraai, toe is dit asof die skille van sy oë afval, toe is dit asof die was in sy ore smelt. Toe hoor hy, toe hardloop hy uit en ween bitterlik, want hy is die een wat selfvoldaan gesê het, die ander sal die Here Jesus verlaat, maar hy nooit nie, so vol van homself, en toe die haan kraai, toe gaan sy ore oop. Daar is Jona, in sy ongehoorsaamheid, hy vlug. Hy hoor die stem van die Here, maar hy steur hom nie daaraan nie, en God moet eers 'n storm stuur oor sy lewe, voordat hy gehoorsaam word. 'n Vis, sodat hy kan hoor wat die Here vir hom sê, dat hy dit kan doen. Daar is Belsasar, wat alles geweet het, want ons lees in Daniël 5 vers 22, maar u, Belsasar sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Daar is Belsasar, met al die kennis, hy het geweet wat is reg, hy het geweet wat is verkeerd, maar eers toe die skrif van die muur skryf, toe kap sy knieë knoppe te mekaar en raak sy heupe uitgelid en sy gelaatskleur verander. Toe eers hoor hy. Jy sien, God stuur sy woord, maar hulle luister nie. Belsasar het geweet wat is reg, maar hy het nie geluister nie. Toe moes God eers met hom praat, deur skrif aan die muur. En daarom sê ek dit vir u vriende, God wil met u praat. Hy het sy seun gestuur om met u te praat. Hy het die woord gegee. Die Romeine hoofstuk 1 leer vir ons, hy het selfs die natuur gegee. Hy het sy Heilige Gees in ons binneste gegee om met ons te praat. Hy stel in ons belang, hy wil met ons praat. Wanneer ons so by die kerk by mekaar kom, dan praat God met ons deur sy woord, omdat hy belang stel in u onsterflike siele. Ek weet baie keer sê mense,
tong in die kies, dominee, jy het vandag nou net met my gepraat, maar dis nie ek wat met u praat nie, dis die Here wat in u hart werk, soos Paulus sê, die woord is van God, soos wat dit waarlik is. Dis God wat met u praat. En so, as ons hieraan dink, dat God met 'n mens wil praat, maar die probleem is dat ons dikwels soos Biliam is, ons harte is so verhard, ons hoor nie as God met ons praat nie. Die reën wat lewe kan bring, kan die grond net so hard maak, het u geweet? En dikwels as die reën van die woord so gedurig kom, dan maak dit sommige mense se harte hard, soos Biliam se hart, dat die reën nie meer insak in 'n mens se hart nie. Dis hoekom ons sê, jy kry mense wat blink gepreek is. Hulle hoor nie meer die woord van die Here nie. Ander is soos Petrus, hulle is so vol van hulle self, dit vat eers 'n haan om te kraai, voordat hulle wakker skrik. Ander is ongehoorsaam soos Jona, hulle omstandighede moet eers swaar word, dit moet eers swaar op hulle lewe afdruk, dan gaan hulle ore oop. Hoe jammer is dit nie, dat sommige mense luister nie na die stem van die Here nie, dan word hulle omstandighede omgekeer, dan roep hulle eers weer tot die hemele. Ander weet alles, maar tog is hulle soos Belsasar, hulle luister nie na die woord van die Here nie. Daarom wil ek vandag hê dat u ore moet spits. Nee, dat dit nie soos die kinders se ore moet wees, net goed vir blompotte nie, maar dat ons sal hoor wat die Here vir ons wil sê, as ons na 'n eenvoudige leesstoel aan die maaltydstafel kyk. Jy sien, God gebruik verskillende maniere, nie ingewikkelde maniere, om met die mens te praat, eenvoudige maniere. Hy praat van 'n mosterdsaad en hy het 'n boodskap daarin, 'n koringkorrel en hy het 'n boodskap daarin, 'n saaier wat saai, 'n meester en arbeiders, 'n verlore skaap, 'n verlore seun, 'n verlore penning. God wil met jou praat en hy wil vanoggend met jou praat deur 'n leesstoel aan die maaltydstafel, want daar is 'n leesstoel in ons skriflesing wat ons hier vind, en ek vra jou, stel jou hart oop, dat jy die boodskap van die leesstoel by die maaltyd sal verstaan. Dit is die leesstoel aan die familietafel. Daar is iewerste vandag, my broeders en susters ook, leesstoele aan die familiekring, net soos hier in 1 Samuel 20 wat ons van lees. Dawid was deel van die familie. Hy het aan die tafel kom sit. Dit was die gewoonte van Dawid om aan die koning se tafel te sit. Hy was deel van hierdie familie gewees. En toe sy stoel leeg geraak het, het koning Saul dit dadelik opgemerk. En uiteindelik het dit gebeur dat Jonatan ook in gloeiende toren van die familietafel, van die eettafel opgestaan en woedend weggestorm het. Nog 'n leesstoel aan die familietafel. En dit is as gevolg van Saul se sonde. Saul het Dawid gehaat en het Dawid gesoek om hom dood te maak. Hoe hartseer is dit nie, dat daar 'n leesstoel aan die familietafel is, omdat daar sonde ingekom het. Dawid het nooit opgedaag nie, omdat Saul jaloers op hom was, en Saul geveg het om sy eie koningskap te bevestig, en ook 'n toekoms vir sy seun Jonatan gegee. Dink vir 'n oomblik hier aan, vriende, sonde veroorsaak leesstoele aan die familietafel. Dink daaraan, daar is iewers vandag, wanneer daar aangesit gaan word vir 'n Sondagmiddagete, 'n leesstoel aan 'n tafel as gevolg van sonde, as gevolg van gebroke huise weens ontrouheid in die huwelik. 'n Pappa wat nie aan die etenstafel gaan wees nie, as gevolg van verbrokkelde huwelike. 'n Mamma wat nie aan die etenstafel gaan sit nie, weens egskeiding. Daar is leesstoele as gevolg van ander mense se sonde. Dit laat my dink aan die EE3 spannetjie
wat op 'n stadium op 'n maandag aand, soos wat dit die gewoonte in die ou dae was, uitgegaan het en aan die deur gaan klop het. En toe daar aan die deur geklop is, toe staan daar 2 pragtige dogtertjies met trane in hulle oogies besig om te snik. En toe daar vir hulle gevra word, wat is fout? Toe sê hulle, ons pappa is nie meer vandag hier nie, want hy het ons mamma gelos vir 'n ander vrou. 'n Leë plek aan die etenstafel as gevolg van sonde. Omdat mense met sonde speel, word families uitmekaar uitgejaag en uitmekaar uitgedryf, en kindertjies en hulle kinderdrome word daardeur vertrap as gevolg van mense se sondes. Losbandige lewens. Dink hoeveel kindertjies gaan slaap sonder 'n pappa vanaand, omdat hy onder die invloed van drank was, teruggekom het van die kroeg af en gesterf het, 'n leë plek aan die etenstafel. Dink hoeveel sitplekke van kindertjies is leeg, omdat hulle weggeneem is deur die welsyn, omdat pappa dalk te diep in die bottel gekyk het. Dink hoeveel kindertjies se sitplekke is leeg, omdat pappa vir mamma geslaan het, en die welsyn hulle weggevat het. Hoeveel hartseer is daar, omdat mamma besluit het, sy is nou nie meer lief vir pappa nie, en vir haar 'n ander man gekry het om by in te trek. Dink net hoeveel hartseer daar is, as gevolg van sonde. Twis en verdeeldheid, twis en tweedrag in families, veroorsaak leesstoele by die maaltyd. Die Here praat vandag met ons, as jy kyk na 'n leesstoel by die maaltyd, en jy word gewaarsku, dat sonde families vernietig, gesinnetjies uitmekaar uitjaag, 'n leesstoel by die maaltyd. Mense wat nie genooi word vir ete nie, mense wat weens hulle hardkoppigheid voortgaan met familietwis en tweedrag en weier om hulle harte voor God te verneder. Maar dis nie net weens sonde nie, die dood bring ook 'n leesstoel aan die familietafel. En dit is wat Saul uiteindelik wou doen, hy wou vir Dawid doodmaak. As ons net vir 'n oomblik hier aan dink, my broeders en susters, aan 'n leesstoel wat by 'n familietafel kan wees, dan praat dit met ons dat dit deur die dood kan wees. Die een oomblik daar en die volgende oomblik weg. Ons lewe is maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In 'n een oomblik kan iemand se lewe weggeneem word. Soos wat dit hierdie week gebeur het met 'n geliefde onder ons. Die een oomblik daar en die volgende oomblik weg. Dit praat met ons, dat ons daaraan moet dink, dat ons nie hier gaan wees vir ewig nie. Eendag gaan jou geliefde wat langs jou sit, se plekkie leeg wees. Nie meer daar nie. Nie meer daar om tyd te spandeer nie. Die etenstafel waar daar so dikwels mee gesels word, mee gepraat word, dat daar een of ander tyd 'n geleentheid gaan aanbreek, wanneer jou geliefde weg gaan wees, weens die dood, of dit weens natuurlike oorsake of onnatuurlike oorsake is. Die dood gebeur net so, 'n motorongeluk, 'n misdaad, wat dit ook al mag wees, en iemand se lewe word weggeneem. Daarom praat ek vanoggend ook met die jong mense hier onder ons, julle wat heeldag op julle fone vasgevang sit, wanneer jou ouers met jou wil praat en hulle 'n 0 op 'n kontrak vir jou is, hulle kan op een oomblik van jou weggeneem word, dan het jy hulle nie meer om mee te gesels nie. Julle wat na julle ouers kyk en julle oë vir hulle rol, jong mense wat al ewig sug en nikkerig is wanneer hulle ouers met hulle praat, jou ouers kan weggeneem word en hulle is nie meer daar nie. Kinders wat met hulle ouers praat asof hulle honde is. Ouers kan weggeneem word, dan is daar nooit weer 'n kans wat jy vir hulle kan sê jy is lief vir hulle nie. Jou ma wat soms jou nonsens so moet opvreet. En jou pa wat homself oor 'n mik moet werk om vir jou net die beste te gee. Moenie later spyt wees as die dag weg is en jy kan nie meer met hulle praat en daar is 'n leesstoel by die maaltyd. Manne,
julle wat julle vroue moet lief hê en koester en beskerm, om haar op die hande te dra, daar kan 'n dag aanbreek wanneer sy weg is, en dan is die kans nie meer daar nie. En waar gaan jy weer enetjie kry soos sy, wat saam met jou deur dik en dun gestaan het? Dis nou die tyd, om vir haar te sê, jy is lief vir haar. Want laat die leesstoel by die maaltyd met jou praat, jou stoel is dalk vandag nog vol, maar in 'n oomblik kan dit weggeneem word en sy is weg. Dames, waardeer julle mans wat die Here vir julle gegee het. Is hy nog die liefling van jou hart? Want môre, ooremôre kan sy stoel leeg wees en die dood kan hom wegneem. En waar sal jy weer een kry soos hy, jou ruiter op sy wit perd? Vriende, dink aan jou naaste. Dink aan 'n kwaai vriendskap. Môre kan hulle weg wees en jy kan dit nie meer regmaak nie. Onafgehandelde sake, wrokke wat in harte gekoester is. Môre mag dalk te laat wees en dan word die skuld in jou hart te groot. Die leesstoel by die maaltyd praat met jou oor 'n vriend of 'n vriendin wat jy nou aan dink, met wie jy moet praat, met wie jy moet regmaak, met wie jy weer in 'n gesprek moet tree. Môre begrawe ons hulle en dan is die kans te laat. Moenie wag tot môre om vir iemand te sê jy is lief vir hulle. Moenie wag tot môre om vir iemand te sê jy gee om vir hulle nie. Môre begrawe julle my. Dan is dit te laat. Môre begrawe ons een van julle. Dan is dit te laat. Vandag is die kans, vandag is die geleentheid om te gee vir mekaar, om daar te wees vir mekaar. In Psalm 89 vers 49 sê, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Môre moet jy 'n geliefde se begrafnisbrief tik. Môre, ooremôre moet jy 'n geliefde se kus die kerk instoot, by 'n oop graf staan, en dan is daar 'n leesstoel aan die familietafel, terwyl jy vandag die kans gehad het om vrede te maak. Vandag die kans gehad het om te gee vir mekaar. Maar die tweede wat ek vir u wil noem, as ons prakties dink aan hierdie leesstoel en die gedagte dat dit by 'n maaltydstafel is, dan wil ek dit ook toepas om te sê, wat van die leesstoel by die kerklike maaltyd? Laat die Here toe om met jou te praat deur 'n leesstoel. Ons kom hier om aan te sit aan die tafel van die Here, om sy woord te hoor. Daar word ure spandeer, tot diep in die nagte word daar gewerk om 'n boodskap voor te berei, 'n koninklike maal aan u voorgesit te word, brood van die lewe wat vrylik uitgedeel word. En God het elke Sondag 'n afspraak met jou, en hoe dikwels gebeur dit nie dat jy eerder nie die afspraak met God nakom nie, eerder nie kom aansit aan die tafel, om die woord van die Here te kom geniet, om te kom eet die brood wat hier uitgedeel word, die woord wat hier verkondig word. Hoe dikwels is dit, dat mense net besluit, ek gaan nie hierdie Sondag opstaan om te kom eet, ek gaan nie hierdie dag opstaan om my te kom geniet, by die aansitmaal van die Here nie, om nie op te kom na die etenstafel toe nie, maar eerder besluit om hulle dag deur te bring met pret en plesier, eerder Sunday as 'n fun day te gebruik, eerder die dag van die Here te gebruik en te misbruik as 'n familiedag. Dit is nou die dag wat ek tyd het vir myself. U sien, want sommige mense spandeer hulle lewe van Maandag tot Saterdag, hardloop hulle agter Mammon aan, hulle hardloop in die genietinge van hierdie lewe aan, en dan Sondag is hulle so moeg. Dit is nou hulle dag om te rus. Nou hulle dag, hulle kan nou nie, hulle is te moeg om kerk toe te gaan, hulle is te moeg om op te staan, want hulle die hele week gehardloop agter die wêreldse dinge aan, dan kom hulle nie om hulle self te voed nie. Ander mense gebruik weer die Maandag tot Saterdag so vir hulle self, en dan Sondag voel hulle skuldig, dan is dit nou familietyd. Vriende, ek sê nie dis verkeerd om tyd met jou familie op 'n Sondag te spandeer nie, maar ek sê wel, dit is verkeerd as jou familie prioriteit kry en jy al die ander dae vir jouself gebruik, en nou gebruik jy die dag van die Here vir die familie. Daar's geen beter familietyd as kerktyd nie. Om saam in die huis van die Here te sit,
Jy sien, dikwels gebeur dit so, dat ouers lang trane oor hulle kinders huil. Ek het dit in my pa se bediening gesien, toe ek klein was, ouers kom sit by my pa, dan huil hulle lang trane oor hulle kinders wat die Here nie wil dien nie. Maar toe die kindertjies jonk was, toe het pappa en mamma vir die kindertjies geleer, dis belangriker om huiswerk te doen op 'n Sondag as om kerk toe te gaan. Toe die kindertjies jonk was, toe het pappa en mamma vir hulle geleer, dis beter om familietyd te hê op 'n Sondag, dis beter om uit te gaan op 'n Sondag, dis beter om plesier te hê op 'n Sondag, as om by die huis van die Here te wees. En dan eendag, as die kindertjies plesier in die wêreld vind, genot in die wêreld vind, dan huil die ouers lang trane oor hulle kinders, maar dit is wat in hulle ingebou is, dat die dag van die Here nie belangrik is nie, dat ons kom as so once in a blue moon, om aan te sit aan die tafel van die Here. En daarom herinner Hebreërs 10 vers 25 ons, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Dit was daai tyd al 'n probleem. Sommige het die gewoonte om die onderlinge byeenkomste te versuim. Dood eenvoudig net nie hulle daaraan te steur nie. En dan sê die brief aan Timoteus vir ons, want in die laaste dae gaan sommige meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Hoor mooi wat ek vandag vir u sê. Die Bybel het nêrens gesê, onthou julle moet 'n boodskap op 'n Sondag luister nie. Die Bybel het gesê, ons moet by mekaar kom, onderlinge byeenkomste, waar die woord gebreek word. Is u sitplek in die kerk dalk leeg, meer leeg as vol, dan wil die Here met u praat oor 'n leesstoel by die maaltyd, die etensmaaltyd. Daar was Thomas, hy het nie opgedaag vir die heel eerste aanddiens nie, en hy staan vandag nog bekend as die ongelowige Thomas. Hy was nie daar toe die ander disippels by mekaar was nie. Maar jy sien, dit is nie net 'n geleentheid om gevoed te word deur die woord nie, dit is 'n geleentheid om te evangeliseer. Jy sien, want wanneer ons dink aan die leesstoele rondom jou, dan praat dit met ons. Ek weet nie van u nie, maar dit praat met my. As ek sien daar is leessitplekke, dan dink ek, daar is geleentheid om te evangeliseer. Die leesstoel moet met jou praat. Die leesstoel moenie maar net, ag jog, ek wonder waar is die mense nie. Ag jog, dit is seker maar koud nie. Die leesstoel moet jou aanspoor om iemand kerk toe te bring. Die leesstoel wat jy sien, moet met jou praat om te dink, daar is nog siele wat gewen moet word vir die Here Jesus. Daar is nog siele wat ingebring moet word. Daar is nog siele wat gevoed moet word. Die leesstoel by die maaltyd moet met ons praat. Dat ons planne maak, dinge doen om siele vir die Here Jesus te wen. Dit is absoluut noodsaaklik dat ons nie net kerk toe sal kom om aan onsself te dink en self gevoed te word nie, maar dat ons aan ander mense sal dink. Dit gaan nie net oor myself en wat ek kan kry nie. Dit gaan oor dat ek 'n visie sal hê om ander mense vir die Here Jesus te nooi en vir die Here Jesus te wen. Laat toe dat die leesstoel met jou praat as jy hom sien. As jou hart dalk nie verhard is soos Biljam se nie. As jy dalk nie te vol van jouself is soos Petrus nie. As jy dalk nie in ongehoorsaamheid lewe soos Jona nie. En of jy dalk nie maar al blink gepreek is soos Belsasar wat alles geweet het nie. Maar dan die laaste wat ek vir u wil noem, is die leesstoel by die bruilofsmaal. Laat toe dat dit met jou praat. In Openbaring hoofstuk 19 lees ons van 'n bruilofsmaal wat sal plaasvind. Eendag sal plaasvind om die tafel van die Here. Dink net aan hierdie skokkende idee dat jou stoel dalk by die bruilofsmaal kan leeg wees. Deur Jesus het met sy bloed betaal aan die kruis van Golgotha. Hy het ruimte geskep. Hy nooi almal wat vermoeid en belas is om na hom toe te kom. Hy nooi, hy sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en my innooi, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou en hy met my. Die vraag is,
het daardie dag al in jou lewe aangebreek, dat jy jou deur vir die Here oopgemaak het, dat jy maaltyd met hom kan hou, wat sal uiteindelik uitloop op die bruilofsmaal van die lam, waar ons om die tafel sal sit, wat die Vader gedek het, waar ons in heerlikheid met God sal wees. Het daardie dag al in jou lewe aangebreek? Of kyk jy vandag na die leesstoel by die bruilofsmaal en jy sê, dis my stoel, my saak met God is nie reg nie, ek lewe nie soos wat ek moet lewe nie, ek het nog nooit by daardie dag uitgekom in my lewe, waar ek my saak met God reggemaak het nie. Die bruilofstafel praat met jou, en die stoele wat daar rondom gepak is, praat met jou. Daar is 'n boodskap vir jou. 'n boodskap van Johannes 6 vers 35 waar die Here Jesus sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Het jy al kom aansit? Het jy al jou hart vir die Here oopgemaak, dat jy die brood van die lewe kan eet, en met hom in gemeenskap lewe? Die leesstoel by die bruilofsmaal. My vriende, die boodskap van die leesstoel praat met ons. Dit praat met ons oor ons verhoudinge met ons naaste. Ons familie om die familietafel. En die boodskap gaan vandag uit. As jy 'n leesstoel by die etenstafel sien, dink aan jou geliefdes, waardeer hulle, gee om vir hulle. Maar die kringetjie gaan verder, en die leesstoel praat ook met ons hier by die kerk. Jou plek. Jy sien, ons begin nou al leer waar wie sit. En partykeer as ek u nie hier sien nie, dan mis ek u. En moenie dink, ek dink u's kinders, wat ek agterna moet bel om te hoor, waar was u nou nie. U's nie kinders nie, ek doen nie dit nie. Maar partykeer kyk ons, dan wonder waar is hulle? Hoekom kom hulle nie meer na die etenstafel toe nie? En uiteindelik dink ons aan die leesstoele, en ons dink aan mense wat gewen kan word vir die Here Jesus. Maar dan, nie net ons naaste nie, nie net ons geloofsgemeenskap met mekaar nie, die leesstoel by die maaltyd, praat ook van die bruilofsmaal, ons liefde vir God. Het ek al kom aansit by die maaltyd wat Jesus vir my beloof, as ek my hart en my lewe vir hom oopmaak. Die leesstoel praat met u. Dit is nie ingewikkeld vanoggend nie. Dit is eenvoudig. Dit is 'n leesstoel wat met jou praat. Dis God wat deur daai leesstoel met jou wil praat. Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die word mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skuld die skuld hom kwyt. Welsalig wie hier geen enkel stonde toereken wil die boosheid van die sonde. En wie se gees van alle valsheid vry, voor God ontmoedig al die skuld bely. U is de dier wat tot my hulp gereed is, 'n skut en skerm in alle angs en liefdes. En nood my red met jubels my omring, en in my gees weer vreugde laat ontspring. Maar nie o God, u goedheid reik nog verder. U sê ek wou jou
pad laat gaan, waarop my oog jou altyd gaan.